Bewaringsboerdery bied aan produsente die vryheid om te eksperimenteer, soos Dirk van Papendorp op sy diverse plaas demonstreer. Hy sinkroniseer verskeie dekgewasse en kontantoeste en eksperimenteer selfs met koriander. Dirk erken egter dat bewaringslandbou nie 'n universele oplossing is nie. Dit het hom 12 tot 15 jaar geneem om die volle voordele van bewaringsboerdery te besef, oorspronklik gemotiveer deur die stryd teen erosie. Tyd het egter aansienlike kostebesparings geopenbaar, veral met die stygende diesel- en kunsmispryse. Dirk se sukses met slegs 5 mm reën getuig van bewaringsboerdery se doeltreffendheid op sy 400 hektar plaas. Sy reis van verkenning en lewenslange leer gaan voort, terwyl hy streef na 'n meer volhoubare landboutoekoms deur grondverbetering. Dirk, Môre Duncan. hoe gaan dit man? Lekker. Aangename kennis, lekker om te ontmoet. Ja, welkom hier by ons. Dankie man, show was nog as 'n rit hier na jou plaas toe. Maar ek is verskriklik opgewonde om te sien wat jy hier doen. Ja, dis lekker vroegoggend, so is Lekker, nog man. koel, dit gaan nog warm word. Kom ons gaan kyk wat jy hier doen. Nou maar goed, kom ons lekker. stap. Kom julle saam. Ek is Dirk van Papendorp. Ek woon tussen Swellendam en Heidelberg. My oupa het die grond gekoop in 1934. Hy het dan toe dit as 'n deeltydse boerderybedryf en toe later nog 2 stukke langsaan bygekoop. En my pa het by hom oorgeneem so in die 1940s, toe geboer tot 1990 wat ek by my pa weer oorgeneem het. So ons boer al vir 3 geslagte op hierdie grond. Dirk, ons is nou so aan die kant Swellendam en dis kan Heidelberg. Vertel my so 'n bietjie, wat boer jy presies? Ja, nee, ons het so 60% graankomponent wat insluit canola, gars, koring, haver vir kuilvoer, bietjie koriander as 'n bruikkrop. So ons het 'n gemengde boerdery en dan natuurlik die melkkudde en dan saam met die melkkudde het ons skape ook, merino skape. Sjoe, dis nogal taamlik baie wat jy besig mee is. Sê my, wanneer het jou reis in landbou begin en hoe lank is jy al hier? Want ek het in 1990 het ek plaas toe gekom die eerste keer na ek op universiteit was en saam met my pa hier begin boer. So ons is al wat 33 jaar vandag. Ja, so dit is 'n leeftyd. Ons reis met bewaringslandbou het ook min of meer in daai tyd begin. Jy weet, as jy nou 'n jong man is wat van universiteit afkom, as jy vol nuwe ywer en lus vir die lewe en jy wil goed verander. Jy wil dit anders doen as wat jou pa dit gedoen het. En ons bure was Jack Iman geweest en Jack het hierdie nuwe lewe vir ons wakker gemaak, want hy was die pionier wat bewaringslandbou in ons distrik begin het. Ek dink eintlik in Suid-Afrika op daai stadium. So ons het baie gaan afkyk. As jy 'n jong seun is op 'n plaas en jy hou van eisters, dan is die groot trekkers ons nou die mooiste. So Jack het hierdie lekker groot masjiene gehad en dit was vir ons bewonderenswaardig. So ons het baie by hom gaan kyk en gaan leer en op die lande gaan ry en ja, so dit was 'n reis wat al daai tyd begin het. Ja. Ek dink Jack Iman was vir ons almal 'n voorloper en 'n kansvatter en 'n waaghals. In die sin dat hy die waagmoed gehad het om dit wat almal gewonder het oor aan te pak en dit te probeer maakwerk. Dit was nie altyd suksesvol nie. My pa het my op 'n stadium herinner dat ek moet baie versigtig wees wat ek nou mee besig is, want dit kan die einde van my boerderyloopbaan beteken. So ons het die waarskuwingstekens gehad dat dit gevaarlik was, maar ek dink die waagmoed wat Jack aan die dag gelê het, so was fenomenaal vir ons. En ons kon eintlik almal maar net stilletjies volg. En ons kon vra en hy het kennis gedeel. Ek dink dit is een van Jack se uitstaande kenmerke, die feit dat hy nooit bang was om kennis uit te deel. Sjoe, dit is pragtig man. Ja, is lekker. Ja, dankie so. Dit is nou die tipiese kontourwal wat my pa mee begin het met grondbewaring. En eintlik die voorloper van bewaringsboerdery. Vandag se tyd haat mense eintlik kontourwalle, maar die tyd toe my pa begin boer het, was dit absoluut noodsaaklik geweest. Want daar was nie
onkruiddoders om die onkruid te beheer tussen planttyd en oestyd nie. So wat dan tipies gebeur het is die lande is vir 4 of 5 keer met 'n skottelploeg bewerk. Sjoe. En dit het dan gemaak dat as die reën kom, sê maar begin April of iewers in Mei net na jy klaar geplant het, dan het dit tot gevolg gehad dat daai intensiteit van die reënval het die grond laat verspoel. Ons kry tipiese donderweersinsidente wat van die Klein Karoo af deurspoel en dan hier by Tradouwspas deur die poort kom en dit maak dat ons vinnig baie reën kry en daarom was grondbewaring die hoof fokus aan die begin. En die hele kontoerwalstrategie wat deur die Departement van Landbou destyds met subsidies befonds is om te keer dat die grond wegspoel as die grond bewerk was. Maar toe het die nuwe fokus gekom, kan ons nie kyk om die grond lewe reg te kry nie en kan ons nie die stoppelbedekking op die plaas reg kry op die lande nie. Dirk, julle is nou al stappe ver in bewaringslandbou en bewaringslandboupraktyke. Hoe sien jy bewaringslandbou vandag? Ek dink is eintlik om die Engelse woord te gebruik, magic. Ek dink bewaringslandbou vandag is totaal anders as wat dit in my pa se tyd was. Dit gaan meer oor die volhoubare manier van boer, dit gaan oor die bewaring van die stoppels, oor die bewaring van die oppervlakbedekking op 'n land en dit het natuurlik te doen met vogbewaring. Ja. Dis hoekom ons nou die kontoerwalle nie meer nodig het nie, want die grond wat aanvanklik weggespoel het met die water bly nou in die grond agter. Die ander voordeel wat dit het is dat ons kan met baie minder reën, 5 mm of so, kan ons 200 of 300 hektaar plant. Dirk, dis vir my duidelik dat jy die wêreldse kennis het as dit kom by bewaringslandbou en hoe julle dit implementeer om julle besigheid te optimaliseer, maar jy is ook gefokus op presisieboerdery. Hoe werk dit? Om vir jou presisieboerdery en kort op te som, ons wil weet wat op elke vierkante meter van ons plaas aangaan. En die optimalisering van die swak vierkante meter om te kry waar die goeie vierkante meter is. Presisieboerdery tegnologie het aanvanklik sy ontstaan gehad om dit net die effektiewe toediening van chemikalieë te verbeter. Met ander woorde, om die overlap uit te skakel. Waar 'n spuit oor 'n land gaan, het ons baie keer, omdat jy met die oog dit moes skat, het jy oorgegaan met tot 1 meter toe. So daar word dubbel die hoeveelheid chemikalieë toegedien en dit is natuurlik nie koste-effektief nie. Toe die fokus daarvan aangeskuif na selfstuurstelsels toe, waar die trekker absoluut akkuraat tot 2,5 cm akkuraatheid die een baan langs die ander een doen en dit het ongelooflike effektiwiteit meegebring. Dan het dit oorgespoel na die opbrengsmeting. So die stroper het presies geweet waar hy oes en hy het geweet op elke vierkante meter hoeveel kilogram graan per hektaar word daar geoes. En daai kaarte wat so gegenereer word, as jy hulle bo op mekaar sit, dan kry jy 'n beeld van wat het vir jaar binne in hierdie kamp gebruik. En dit is jou toerusting waarmee jy weer besluit oor wat word volgende jaar op daai selfde hektaar gedoen of op daai selfde kamp. En ek dink dis die waarde wat die presisieboerdery vir ons ontsluit. Dirk, dis astronomies. Gaan wys gou vir my waar jy hierdie praktyke implementeer op jou plaas. Yes, ek dink ons moet ry en dan gaan kyk ons waar ek met dekgewasse besig is om te eksperimenteer. So, kom ons ry. Kom ons gaan. Dirk van Papenop is 'n moderne boer wat sy ervaring, sy kennis, sy inligting reg oor die wêreld gaan haal en plaaslik toepas om sy eie boerdery, sy eie bewaringsboerderystelsels en ook die omgewing om hom te bevorder. Ja, dankie. Ons het net gepraat oor die dekgewasse. Nou hier's nou vir jou 'n mooi voorstelling van wat ons probeer bereik daarmee. Ons gebruik dit om die diversiteit in die biologie 'n bietjie te stimuleer. En deel van dit is, ons wil stikstof terugsit in die grond. So ons gebruik die bitterlupine, wat jy hier sien. Ek wil hê iemand vir ons een van die saadjies eet. Dan proe jy, hoekom ons praat waarvan ons praat. Wat die lupine se waarde is, hy bind stikstof in die grond. So, Dit is nogal hard. Ja, ek gaan jou nou weer vra oor die saadjie en hoe hy smaak. Maar wat ons probeer doen is, die penwortel het nou 'n stukkie afgebreek, is ongelooflik droog die grond.
maar jou penwortel bly in die grond agter. So as die plant doodgaan Wag nou eens Dirk, die ding is bitter man. Hoekom is dit so bitter? Nou verstaan jy hoekom hierdie pele nog almal hier sit. Want die skape en die beeste wat hier wei, vreet nie die plant nie. So hy het geleentheid om sy volle potensiaal te bereik, sy maksimum stikstof uit die lug uit te haal en dit in die grond te bind deur mikrobe-aktiwiteit. So jy weet ons het 'n gratis bemesting hier in 1 jaar. En volgende jaar as ons dan na die koring toe gaan, dan is ons proteïengehalte by ons koring baie hoër omdat ons natuurlike stikstof in die grond. En ons vind dit elke jaar vir jaar wat dit droog was, is dit nogal opmerklik dat die kampe wat ons op hierdie manier verlede jaar onder 'n dekgewas gehad het en bewei het 1 graad hoër in terme van kwaliteit getoets by die silo. So dit beteken 'n ekstra paar rand in die sak. Nog 'n voordeel Duncan wat ons hier het is die mis. Jy weet die diere het nou hier geloop en is hoë beweidingintensiteit en hy dekomposteer nou saam met die en dan natuurlik ons deklaag wat ons hier het is natuurlik wonderlik om die vog. As dit nou reën, dis nou baie droog, maar as dit reën dan hou hierdie vir ons die vog onder in die grond. Hierdie vergaan natuurlik nou al die plante wat jy nou hier sien sal almal teen April maand volgende jaar wanneer ons plant behoort dit nou al plat te wees. En dan plant ons net so hierdie. Ek dink dit is belangrik dat ons verbruikers daar buite besef wat gaan in 'n boerderystelsel in. Jy sien dat jy druk saad in die grond en jy oes aan die einde van die jaar nie. Daar's kostes aan verbonde. En veral met ons tipe boerdery wat absoluut van reën afhanklik is jou risiko so groot. Die hele stelsel wat ons doen met bewaringslandbou wat van die boere wat julle nou al gesien het, baie suksesvol doen, het gehelp om nog steeds kos op die tafel te sit en bekostigbare kos. So Dirk, die program laat jou eintlik maar presies boer en beter besluite neem. Ja nee, dankie, dis verseker, jy weet ons kry die vermoë om al die data wat ons vroeër nooit kon doen nie. Ons kan die data was altyd in jou kop. Nou stoor die stroper dit en daai stroper data gaan lê in die cloud. En ons kan dit gaan trek, maar om nou van 1 jaar se data iets te probeer maak vir die volgende jaar is nie altyd sinvol. Maar as jy 3 jaar se opbrengsdata het en jy 3 jaar se kunsmisstoediening, dan het jy laagies wat op mekaar lê. En as jy dan 'n gemiddeld daarvan vat, dan kry jy 'n baie goeie idee van wat op daai spesifieke kamp waar die swak kolle is en waar die goeie kolle is en dan kan jy volgens dit optree. Het sy met bemesting, is daar grondfaktore soos verdigting, soos klipbanke, soos versuipkolle, daai goed is als goed wat belangrik is en dan kan jy daar die fisiese faktore gaan regstel. So dis baie anders as wat jou pa destyds gedoen het, want hy het maar als in 'n boekie neergeskryf, nie reg nie? Want my pa het 'n reeks dagboeke vir 40 jaar, jy weet, hulle staan 'n boekerak vol met alles wat hy ingeskryf het en ek kan jou nou die mooi staaltjie vertel. Toe Sasol Kunsmis begin om rekenaartegnologie te gebruik, was hulle baie opgewonde oor my pa se hoeveelheid data wat hy het. Ja. Hulle is daar weg met al daai dagboeke met die doel om dit te gaan ontleed, want die rekenaar en die rekenaar se naam was, kan ek nog onthou, Slimpop. Ja. en hulle het dit toe in Slimpop gaan insit. Toe het my pa na 6 maande 'n bietjie navraag gedoen en sê, maar waar is dit? Waar is Slimpop? Teruggekom. Toe sê hy, oom, die hoeveelheid data wat jy bymekaar gemaak het, as ons dit insit die rekenaar, weet jy, om dit te hanteer is te veel. So my pa was eintlik sy tyd vooruit, in die sin dat hy daai massas data met 'n pen en 'n dagboek bygehou het. Ja, en vandag is dit jou Slimpop. Vandag is dit my Slimpop wat ek gebruik, ja. Sê my gou Dirk, hoe sê het bewaringslandbou jou boerepraktyke op die plaas verander? Die eerste punt waar bewaringslandbou aangekom, dit het ons van die lande afgehou. Die Australiërs praat van recreational tillage. Nou dit is tipies as dit 'n bytjie reën geval het en jou buurman trek die trekker uit die stoor uit, dan dink jy maar jy moet dit ook doen. Ja. So dit is net om jou besig te hou. So die eerste deel van bewaringsboerdery was om in die stoel te bly sit in die huis en die trekker in die skuur te los. Ja. So ons kan ons aandag spandeer aan om te kyk hoe lyk ons grondontledings. Ons kan ons regstellings doen want daar's nou tyd daarvoor. En natuurlik, jy weet, as ons kan brandstof bespaar en ons minder uitlaatgasse in die lug opblaas, ons gebruik minder kunsmis, ons gebruik minder chemikalieë, dan is die voordele vir die natuur ons nou eintlik ooglopend. Maar ek gaan jou wys wat ons met 'n Nosterveldbewaring regkry wat iets is wat vir my baie na in die hart lê. So, kom ons gaan kyk.
Dirk, ons sit nou hier in jou Renosterveld bewaringsarea. Sê my, hoekom is bewaring vir jou so belangrik? Renosterveld is baie spesiaal in die eerste plek. Ons het so baie daarvan, want die is onbewerkbare dele en in 'n gewone boer se oogpunt uit is dit niks werd nie. Maar die plantespesie en die rykheid van plante wat net op hierdie een spesifieke bioom in die wêreld voorkom. Dit maak deel uit van die groter fynbosbioom wat een van die bewaringswaardigste natuurtipes in die wêreld is. Maar dan 'n renosterveld as sulks binne in daai bioom is net so belangrik want dit kom nêrens anders voor nie. Dit is fisies net in Suid-Afrika en net in die Suid-Kaap. En my uitgangspunt was van die begin af, as ons dit het dit 'n waarde? Het dit 'n waarde om dit vir ons kinders te bewaar? Of het dit 'n waarde om die plantryk spesies se rykheid te bewaar? Of gee ons net nie om daarvoor nie? En as 'n mens dieper delf in die goed in, dan begin jy agterkom maar daar's soveel uniekheid hier dat 'n mens is eintlik onverantwoordelik as jy dit nie reg bestuur en reg bewaar nie. En dan natuurlik die koneksie wat ons het met tussen 'n renosterveld en die land net hier langs aan. Jy weet die verweefdheid van die natuur en die produksiepraktyk van ons plaas. Nou hoekom sê ek is die twee bymekaar? Die bestuiver wat daai canola land daar moet bestuif, die bye, die vliegies, alles wat belangrik is vir die simbiose in die natuur. Nou is daar nie canola blomme nie. So in die winter is dit baie mooi. Augustus, September is al hierdie lande geel, maar daarna dan moet daai bestuivertjie iewers oorleef sodat hy volgende jaar weer sy goeie werk kan doen om my oes te verseker. Hier is altyd iets wat blom. As ons nou lekker reën kry, dan gaan jy binne 'n week sien is hier plante wat uitkom en blommetjies maak. En ek dink dis die diversiteit wat dit so wonderlik maak. En daai beskermingselement wat ons hier het in die bewaararea wat weer vir ons volgende jaar die voordeel gee in die produksiearea. Die skakel tussen die mens en die natuur, dink ek kom hier baie mooi uit en dis hoekom dit vir my 'n passie is om dit te bewaar. En ek wil ander boere aanmoedig om dit ook te doen want ek dink oral is daar op plase natuurlike veld wat bewaringswaardig is in die konteks van Suid-Afrika en die konteks van dat ons moet bewaar en vir ons kinders agterlaat. Ja. Bewaringslandbou is vir my die kyk na my omgewing, die manier waarop ek my boerdery bedryf, die voetspoor wat ek agterlaat. Met ander woorde doen ek dit net vir selfsugtige redes, om te kyk om wins te maksimeer, of doen ek dit om die natuur ook te versorg. Want ek en die natuur leef in simbiose met mekaar. Ek kan niks doen as ek nie die land het om die graan op te plant waaruit ek my inkomste genereer, waaruit ek my bestaan voer. So dit is vir my 'n skakel van 'n sirkel wat die hele tyd voltooi moet wees. So ek sê hoe fyner ons na die natuur kan kyk, hoe beter is ons toegerus om die toekoms met volhoubare wyses in te gaan. Jy en jou familie kom nou al 'n lang pad aan met bewaringslandbou en bewaringslandboupraktyke waar jy dit aanvanklik in die begin geïmplementeer het om erosie te voorkom en toe later nog gekyk het na presisieboerdery. Wat is die volgende stappe vir jou? Ons natuurlike manier van boer begin al meer gesels met die natuur onder die grond wat ons nooit verstaan het nie. Skielik het ons 'n koneksie. Hierdie renosterveld, ek gaan jou nou 'n voorbeeld wys hier sommer. As ek nou hierdie plantjie, dis 'n asfalate spesie. En hy het die vermoë om stikstof te bind. En die wonder hiervan is die genetika in hierdie plantjie is presies dieselfde plantgroep waar hy in voorkom as wat 'n lucernplant of 'n lupinplant soos ons net gesien het aan voldoen. Hulle is die stikstofbinders. So dit mag wees dat ons in die toekoms hierdie genetika kan ontsluit en dat dit dalk vir ons besparings kan in die hand werk. Hierdie plantjie groei met 3 na 5 dele per miljoen fosfaat. As jy lupine wil plant of lucerne wil plant, het jy 30 en 40 nodig. Sure. Jy weet die toekoms lê nog so braak dat ons hierdie tegnologie nog als moet ontgin. En dan het ons 'n plek om daartoe te kom om die genetika te kry. As ons dit nou uitwis ons geslag, is daar vir ons kinders niks oor nie. So ek dink die toekomswaarde lê vir my daarin. Ek dink 50 jaar terug het dit gegaan oor
die veroweringsdrang. Die renosterveld wat ons hier nou in sit en gesien het, is uitgeploeg. Mense het gekyk hoeveel hektaar van dit kan hulle uitploeg, want dit gaan oor ek wat die wêreld mak maak en ek wat vir die wêreld kos ontgin. Ek dink nou is die fokus meer een van ek het hierdie beskikbare hektaar, hoe optimaliseer ek dit sodat ek nog steeds vir die wêreld kan kos gee. En dit behels dat ek uit elke spesifieke hektaar wat ek boer, die maksimum moet haal. Dirk is iemand wat vanuit 'n ekonomiese perspektief ook baie wetenskaplike navorsing doen en baie diep delf in die wetenskap om steeds by 'n stelsel uit te kom wat ekonomies is. En in die proses dink ek hy beweeg so na as moontlik aan biologiese boerdery as daar so 'n term is as wat daar kan wees op hierdie stadium. Ek is baie geïnteresseerd in die grondmikrobelewe. Ek is spyt ek het nie destyds meer opgelet in die biochemie klas, want dit is waar ons die wetenskap agter dit geleer het. En ek dink ons toekoms gaan een wees van fynere kyk na dit. En ek dink dis waar die challenge in die toekoms gaan lê om laboratoriumgewys na ons grond te kan kyk en te kan sê hierdie aksie het hierdie voordelige organismes gestimuleer om dit te doen. En dan kan jy dit begin meet in die vorm van opbrengs. Maar daai dinamika van wat in die grondbiologie aangaan, dit wil ek nog in detail verstaan. Want dit is ongelooflik as jy deur 'n mikroskoop kyk na 'n plaatjie met net 'n druppel water wat grond in opgelos was. Dit is ongelooflik wat jy daar sien. Toe Dirk van Papendorp in 1990 begin boer het, was hy jonk en vol energie. Vandag is hy ewe energiek. Vandag boer hy met gewasse, vee en het 2 seilplase. Hierdie boer het 'n lang pad gestap en verstaan die belangrikheid van bewaringsboerdery, nie net tot sy eie voordeel nie, maar vir toekomstige geslagte. Maar na 'n dag op sy plaas lyk hierdie boer se toekoms baie rooskleurig.